graag aangaan die woord van die Here met u deel. Ons is besig met 'n, ek moet dit noem 'n in diepte studie, vers vir vers studie as ek dit so kan stel, van die boek van Petrus. So geruime tyd wat die Here met ons besig is en soveel kosbare gedeeltes eintlik vir ons uithaal. En ek wil graag vanmôre aangaan met u deel. So blaai so lank saam met my na die boek van 1 Petrus hoofstuk 3 toe. 1 Petrus hoofstuk 3 en ons is besig met, ons gaan begin vanmôre met vers 10. En ek wil so 'n bietjie met u daaroor gesels. Ons het verlede week na vers 9 gekyk en ons gaan vandag begin by vers 10. Verlede week het ons gekyk na die onderwerp te wees soos Jesus. In ons elke dag lewe, in ons wandel, om op te tree soos Jesus, om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, om nie skeldwoord met skeldwoord te vergeld nie, maar om inteendeel eerder seën uit te spreek. Om nie net stil te bly nie, wanneer kwaad oor ons pad kom nie, maar om teendeel daai klip of daai pakkie kwaad wat na my toe kom, nie terug te gooi nie, maar om dit neer te sit en eerder dan seën terug te spreek. Die woord van die Here sê, dit is ons roeping. Om nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar om seën terug te gee, seën terug te spreek. En dan sien ons dat vers 10, wanneer ons vanmôre kyk, is 'n letterlike inskakeling. Hy voeg by, hy skakel in by vers 9, maar hy gaan 'n bietjie verder. En dan kom die Heilige Gees deur sy woord en hy kom bekragtig ons en hy kom werk deur ons. So hy vat ons 'n stappie verder in hierdie aanroep, in hierdie roeping om te seën. En ek glo dis iets wat die Here wil hê ek en u moet doen. So vers 9 en vers 10 skakel eintlik so mooi in mekaar en ek wil dit noem, dit is hier waar die teorie en die prakties by mekaar kom. Dis hier waar dit wat ek sê en dit wat ek moet doen by mekaar kom. Dis hier waar my woorde 'n aksie moet word. Want woorde sonder aksie is leeg. Die woord van die Here leer ons, hy sê geloof sonder werke is dood. Dit help nie ek spreek net en ek doen dit nie. Want daai geloofspraak sonder 'n aksie, sonder daai geloofstap gaan niks bewerkstellig nie, niks gaan daarvan kom nie. So hier in vers 9 leer ons, God sê moenie kwaad met kwaad vergeld nie, en dan vers 10 bring hy die prakties in hoe om dit te doen. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie daarna kyk, hoe om daai geloofsstap te neem in daai praktiese stap in en wat die Here van ons vra en hoe om dit te doen. So kom ons lees daar vanaf vers 10 af. Hy sê daar vir ons, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Kom ons lees dit weer. Hy sê, want wie die lewe wil lief hê. Sê gou saam met my, wil lief hê. Hy sê, en goeie dae wil sien. Daai persoon moet sy tong vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. So vanmôre as ek hierdie boodskap 'n titel kan gee, dan gaan ek sê die geheim van goeie dae. Sê gou saam met my, die geheim van goeie dae. Nou ek glo vanmôre u gaan saam met my stem wanneer ek sê ons elkeen hier vandag het een ding in gemeen. En daardie een ding wat ons in gemeen het, is dat ons elkeen hier wil die lewe lief hê en ons wil goeie dae sien. Wie stem saam met my vanmôre? Is daar iemand in die huis? Stem jy saam om saam met my te sê, jy wil ook die lewe lief hê? Wie is hier vanmôre wat vir my sê, ek wil nie die lewe lief hê nie? Daar's nie een van ons nie. Wie van ons sê, ek wil nie sien
dat dit goed sal gaan met my nie. Ek wil nie goeie dae sien. Ons het almal een ding in gemeen en dit is dat ons wil die lewe lief hê. En ek glo elkeen van ons wil goeie dae sien. Stem jy saam? Dis tog hoekom ons lewe. Dis tog hoekom jy elke dag opstaan om te gaan werk. Dis hoekom jy daar is om vorentoe te gaan, want jy wil hê dit moet goed gaan met jou. Ons jaag dikwels so om goeie dae te sien. Ons werk harder, ons werk langer ure, ons probeer ons omstandighede verander deur beter dinge te doen om ons omstandighede te verander. Jy probeer jou skuld afbetaal, jy probeer omstandighede change, as ek dit so kan stel. Ons probeer ons probleme oplos en dit alles om 'n beter lewe te lewe, om te sien dat daar goeie dae kom. Dis tog in ons ingeplant om beter te lewe. Amen. Wie van u wil nie 'n beter lewe hê nie? Jy sien, maar die woord van die Here praat duidelik hier met ons. Ons kom by 'n kruispunt hier by vers 10. Want hier is nie net meer bemoediging wat plaasvind en waar hy vir ons sê dit gaan beter gaan met jou en jy moet al hierdie dinge. Hy sê vir ons daar's 'n kruispunt en jy moet 'n besluit maak. En die besluit wat jy moet maak is jy moet jou mond en jou tong in toom hou. Hy sê jy moet jou woorde tel. Die woord wat hy hier vir ons sê is, hy sê jy moet jou mond 'n wilsbesluit maak om nie verkeerde dinge te spreek nie. Dis baie, baie belangrik. Ons het verlede week dit genoem, daar is lewe en daar is dood in ons tong. En iets wat ek en u moet verstaan, wanneer ons by hierdie kruispunt in ons lewe kom, dan kom ons op 'n plek waar ons moet besef dat dit wat ek en jy deurgaan en die kwaliteit van ons lewe vandag word bepaal deur die woorde wat ons spreek. Sê gou saam met my, die kwaliteit van my lewe word bepaal deur die woorde wat ek spreek. Nie deur wat met my gebeur nie. Nie deur my omstandighede nie, maar die woorde wat ek gespreek het, of wat ek nou spreek. Ek glo dit met my alles. Want jy kan vanmôre in 'n tronksel vasgevang sit, en jy kan die blydskap van die Here in jou lewe hê. Jy kan vandag deur omstandighede en probleme gaan, maar jy kan die blydskap van die Here hê. Jy kan op die ashoop soos Job sit, en jy kan God aanbid, of jy kan God vervloek. Dit gaan oor 'n saak van die hart, nie jou omstandighede nie. Dis wat God se woord ons leer. En dan is dit baie maal die woorde wat ons spreek, wat gaan bepaal hoe ons uitkoms gaan wees. Die woord van die Here leer ons, kyk gou saam met my weer in vers 10, daai eerste gedeelte, hy sê, want wie die lewe wil lief hê. Sê saam met my, wil lief hê. Daai wil sê 'n wilsbesluit. Dis daai wilsbesluit wat moet plaasvind. Jy moet wil. Baie mense se wil is weg. Baie mense se wil het moeg geword. Baie mense se wil het seer gekry. Die wil is nie meer daar nie. Die wil is moeg. Ek is moeg om te beklei. Ek is moeg om te probeer. Ek kan nie meer nie. Of dis hoe hulle voel. Daai wil. Maar in die krag van die Here moet jy opstaan en weer probeer. Jy moet wil aangaan. Jy moet wil lief hê. Nou in die oorspronklike vertaling is die Griekse woord wat hier gebruik word om daai wilsbesluit te maak, is dit die woord theolon. En theolon verwys glad nie na 'n emosie nie, of na 'n gevoel om 'n besluit te maak nie. Want baie keer as ons kyk na wil, dan dink ons, dis 'n emosie, Willem, ek moet so voel of ek moet nie so voel nie. Ek voel goed of ek voel sleg. Dis nie die wilsbesluit waarvan hy in die oorspronklike vertaling praat nie. Wanneer hy sê, jy moet die besluit maak, jy moet 'n wilsbesluit maak, theolon.
dan sê hy hier baie duidelik, jy moet 'n doelgerigte besluit maak. Jy moet weier. Sê gou saam met my, weier. Jy moet die besluit maak, ek gaan nie toelaat dat my omstandighede my geluk dikteer in my lewe nie. Ek maak die besluit in die naam van Jesus, dat ek gaan heers oor hierdie omstandighede. Dis my besluit wat ek neem, nie uit my gevoel uit nie, gebaseer op God. Maak dit sin? Baie belangrik. Ek maak daai wilsbesluit, nie uit emosie nie, ek kies lewe, en ek besluit dat my lewe iets beteken, en dat my lewe gaan tel. Wat beteken jou lewe? Het jou lewe krag? Het jou lewe waarde? Tel jou lewe. As ek daai wilsbesluit neem, theolon, sonder emosie, sonder gevoel, maar ek doen dit doelbewus, dan weier ek om die produk van my verlede te wees. Sê saam met my, ek weier om die produk van my verlede te wees. Ja, my verlede was moeilik. Ek weier om 'n produk van die verlede te wees. Jou verlede was moeilik. Jou verlede was dalk 'n raw deal. Jy moes van kleins af vir jouself beklei. Pappa en mamma was dalk nie daar nie. En ander verstaan dalk nie jou situasie nie. En mense mag jou dalk judge en hoe dit ook al mag wees, maar ek wil vir jou sê, moenie toelaat dat jou omstandighede van die verlede dikteer en bepaal waarheen jy gaan en wie jy vandag is nie. Jy moet die besluit maak in die naam van die Here, is ek 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan, sê die woord van die Here, en alles het nuut geword. Maar jy sien, solank as wat jy vashou aan die verlede, kan jy nie aangaan in die toekoms nie. So ek moet theolon, onemosionele besluite maak in die krag van die Here, dat my verlede my nie gaan beïnvloed nie. Dis 'n besluit wat ek moet maak sonder om emosioneel te wees. Want as ek emosioneel raak, dan huil ek. Dan word ek hartseer. Dan word ek morbied. Dan word ek, wat is daai woord waarvan ons al die pilletjies drink? Depressief. Amen. En wat doen daai pilletjies? Dit onderdruk my gevoel, dan raak ek dood en gevoelloos. Dis nie theolon nie. Dis medikasie. Ek sê nie dis verkeerd nie, maar wat ek wel vir jou sê, dis nie genesing in die bloed van die lam nie. Want al wat gebeur is, eers gaan dit uitkom. En wanneer dit uitkom, gaan die probleem weer na vore kom. So as jy dit gebruik, is dit reg, maar dis net vir 'n tydperk. Dis die bloed van Jesus wat jou moet genees, van die seer van die verlede. Amen. So eers moet ek op 'n plek kom waar ek sê, ek breek met die verlede. Ek's nie 'n produk van my verlede nie. En as jou familie jou herinner aan jou verlede, dan moet jy 'n besluit maak. Ek kan nie toelaat dat hulle my aanhou herinner aan my verlede nie. Ek moet kies. Ek sê nie skryf hulle af nie, maar jy moet eers besluit. Hulle het dan geen inspraak in my lewe meer nie. Amen. Want ek is 'n nuwe mens in Christus. As Jesus nie my verlede teen my hou nie, en hy sê, ek gooi dit weg so ver as die ooste van die weste, en hy dink nooit daaraan nie, wie's jou familie, wie's jou vriende, wie's jou bar chommies, om jou te herinner aan wie jy was. Theolon sê, ek neem 'n doelbewuste besluit, 'n doelgerigte keuse om te breek. Ek stop met daai ding. Dis 'n besluit wat ek maak. Ek weier om te glo
wat ander van my sê en dink. Ek glo wat God sê. Wat sê God? Want jy sien, wanneer ons toelaat om te luister wat ander sê en dink, en ons worry wat hulle van ons dink, dan begin ons wil daaronder lê. Dan beïnvloed dit ons wil. En dan verloor ons daai, ek wil die lewe lief hê. En ek wil goeie daar sien. Want wat doen ek? Ek begin sien wat ander sien. En ek sien nie meer wat God sien nie. Hoor mooi vanmôre, my boetie, my sussie. As jy die seën van God op jou lewe wil hê, ek gaan dit weer sê, as jy die seën van God op jou lewe wil hê, dan moet jy 'n doelbewuste besluit neem en besef. Neem en besef, die pad na daai lewe loop deur jou tong. Kan ek dit weer sê? As jy die seën van die Here op jou lewe wil hê, en jy wil in sy guns lewe, dan moet jy die besluit neem, en jy moet besef, dat daai seën van God, die pad na daai lewe, waarvan ons nou lees in vers 10, loop deur jou tong. Kom ek maak dit verskriklik eenvoudig. 'n Boer, wat op 'n plaas bly, het 'n sakkie mieliepitte in sy hand. Dan lê sy grond droog, ongeploeg voor hom. Dan gaan daai boer, dan skoffel hy daai grond om. Dan vat hy daai mieliepit, dan sit hy daai mieliepit in die grond. Dan maak hy dit toe, dan gee hy dit water, dan los hy daai saad in die grond. Dan staan hy terug, dan een van twee dinge doen hy. Hy bid dat God reën stuur. Dat dit reën. Of hy vat sy emmertjie en hy stap en hy gooi water oor die saad. Dat daai saad kan water kry. As daar nie water kom nie, gaan die saad nie groei nie. Wat wil ek vir jou sê? Ons woorde is soos daardie saad en die water wat ons gebruik. Jy spreek saad, dan sit jy dit in die grond. As jy dit ingesit het, moet jy dit bewater. Dan gooi jy water daaroor. Wat doen ons? Ons laat toe dat God dit seën, maar ons moet seën daaroor spreek ook, oor die water. Ons spreek sy woord daaroor, sodat daai saad kan groei. Die boer kan nie net op die stoep sit, niks doen, en oor die land uitspreek as hy nie saad in het, en as hy nie water gaan gooi nie, as hy nie besproeiing het nie, as dit nie reën nie, daar gaan niks groei nie. Maak dit sin? Daar moet saad in die grond wees. Maar die uitdaging baie keer is, ons gooi nie saad in die grond nie, ons bewerk nie die grond nie, of ons doen dit, maar ons gooi nie water nie. En dan raak ons kwaad want dit reën nie. Dan vra ons, waar is die Here? Hoekom doen dit nie? Hoekom gebeur dit nie met my nie? Hoekom seën die Here die boere langs my, maar nie vir my nie? Ons raak negatief. Ons begin doodspreek. Ons raak emosioneel. En wat doen dit? Dit kanselleer die wonderwerkende krag van God. Ek het al so baie keer in die kerk genoem en in die Bybelskool. Doubt, twyfel, doubt cancels the miracle working power of God. Wanneer ek saad in die grond sit, wanneer ek lewe wil spreek, wanneer ek God vertrou vir iets, when I doubt, wanneer ek twyfel, wanneer ek negatief spreek, wanneer ek dood spreek, it cancels the miracle working power of God. Hier is my wonderwerk waarvoor ek God vertrou. Ek sê, Here, help my met my huwelik. Nou het ek die Here dit gevra, nou is die Here op pad, nou stuur hy sy wonderwerk, nou begin ek twyfel, nou begin ek doodspreek, nou begin ek sê, ja maar my vrou, of ja maar my man, of my situasie sal nooit verander nie.
Heinz sal nooit verander nie. Hy's 'n produk van sy verlede. Hy's net so sy pa, hy's net so sy bloedlyn. Wat maak ons? Ons spreek dood, onmiddellik. Nou is die wonderwerk op pad, wanneer hy by Heinz wil uitkom, boep, kap ons hom af. Hoor jy wat ek sê? God sê, ek het klaar voorsien, maar my woorde maak dit dood. My woorde spreek dood oor my kinders, oor my werk, oor my liggaam, oor my gesondheid. Kyk hoe vet is ek. Ja, dames, jy spreek dit oor jou eie liggaam. En dan sit jy jou man op die spot om vir hom te vra, Bokkie, is ek vet? Sies. As jy weet jy's vet, hoekom vra jy vir hom? Jy spreek dood oor jou eie lewe, dan wil jy jou man moet dit bevestig. Die Bybel sê waar twee saamstem, so sal dit wees. Jy moet begin lewe sê, Bokkie, kyk hoe verloor ek gewig. Kyk hoe val hulle af. My broek raak te klein, my liefling. Sien jy dit? Ja, my vrou, ek sien die dinge wat nie bestaan nie, dat dit asof dit bestaan. Mooi my Bokkie, hou so aan. Jy is net so mooi soos wat jy was die dag toe ek jou ontmoet het. Maar as lewe en dood in ons tong. Ons lag nou daaroor, maar dink so 'n bietjie vir 'n oomblik aan dit. Ons is baie keer onregverdig met die woorde wat ons spreek. Ek sal nou 'n bietjie daarby uitkom. Kom ons lees weer 1 Petrus 3 vers 10. Kom ons hou by die woord. Hy sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar. Sê saam met my, bewaar vir wat verkeerd is. Die woord van die Here sê, ons moet ons tong bewaar vir wat sleg is, vir wat verkeerd is. Die Griekse woord hier vir bewaar is die woord paauasatu. Paauasatu. En paauasatu beteken letterlik stop dit. Stop dit. Sê saam met my, stop dit. Met ander woorde, dit is 'n opdrag wat gegee word. Soos wanneer daar 'n ouer is wat met sy kind praat, en hy sien sy kind is besig om iets te doen wat verkeerd en stout is. So hy's besig om iets te doen. Hy sien die kind doen dit alreeds. Nou staan die ouer en kyk hoe dat die kind dit doen. Dan sê die ouer vir die kind, stop dit wat jy doen. Stop dit, dis 'n bevel. Hou op om te doen wat jy doen, stop dit, dis verkeerd. So dis nie 'n waarskuwing, dit gaan gebeur nie. Die kind is besig om dit te doen, hy's klaar doen dit, of sy, dan sê die ouer, stop dit. Dis pausatu. Dis wat die woord beteken. So wat sê die woord van God hier vir ons? Wanneer hy sê bewaar, dan sê hy, dis iets wat klaar besig is om te gebeur. Jou tong praat klaar. Dis iets waarmee ek en jy gebore word. En party se tonge is skerp. Party anties, party manne, papa, daai tong is skerp. Hulle vra net 'n klein gap en kap hy tong klaar. Het julle al party mense gesien? 'n halwe woord, my maat, dan byt hulle vir jou. Hulle is skerp. Hy swaard is skerp, hy's double-edged. Alright, so, wat sê die woord hier? Hy sê, terwyl dit gebeur, moet jy pausatu, jy moet dit stop. Stop dit. Jy moet jouself beveel, stop dit, om wat te doen? Sleg te praat, verkeerd te doen. Wat sê die woord daar vir ons? Hy sê, hy moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is. Die woord van die Here sê, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, hy moet vir sy tong sê, stop dit wat verkeerd is. Hou op om te spreek wat verkeerd is. Jy sien, ons natuurlike, vleeslike mens hou van skinder. Of terug te kap. Dis die vlees. Ons wil daai bitterheid spreek, want dit maak jou dalk beter voel. Jy kry uiting. Maar dit's daar waar die werking van die Heilige Gees ook moet te werk kom. Dis daar waar ons tong moet beteel, sê die woord van die Here.
soos wat 'n perd 'n stang in sy mond het, so sê hy, moet ek my tong bewaar. Pausato, ek moet stop. Pas op wat jy praat, stop wat jy sê, stop dat jy nie verkeerd praat nie. En dan moet ek sê, Heilige Gees, help my, dat ek 'n toom in my mond kan plaas, dat ek nie sal sê, dat ek nie sal skinder, dat ek nie sal saampraat nie. Want wanneer ek saampraat, beïnvloed dit my getuienis. Dit beïnvloed my autoriteit. Want God het jou geroep om vir hom te werk. Hy het 'n roeping op jou lewe. Hy wil jou dalk gebruik as selleier, as assistent pastoor of as leier in die kerk. Maar nou gesels jy saam met die groepie. Jy praat dalk nie saam nie, jy luister net, maar dadelik word jy ingetrek in daai groep in. En onmiddellik word jy geklassifiseer as deel van die kindergroep. Of wat ook al gebeur. Jou tong. Die woord sê, hou jou tong weg. My boetie, my sussie, die doping met die Heilige Gees is nie net vir die kragtige aanbidding hier in die kerk. Wanneer ons in tale bid en ons hande omhoog het en die Gees van die Here werk nie. Die doping met die Heilige Gees om ons mond te beteel is ook wanneer dit moeilik gaan en wanneer daai stroom van slegte woorde wil vloei, wanneer jy kwaad is en iemand 'n piece of your mind wil gee. Dis ook waar die werking van die Heilige Gees moet intree, waar jy jou tong moet beteel. Weet julle waarvan ek praat as ek sê, daai stroom. Want partykeer pop jy mos jou lid. En dan kom daai fontein uit wat jy iemand net wil vertel. Is daai woorde wat jy na die tyd wonder, waar het dit uitgekom? Jy sien, wanneer jy jou mond kan toemaak vir daai stroom van woorde wat uitkom, waaroor jy later gaan spyt wees, dit is krag in aksie. Dis waar die Heilige Gees in werking kom, dat waar ander nie kan stil bly nie, en maar net uitbabbel en seermaak en sê wat hulle wil, en met 'n mes steek en wonde maak met hulle woorde, as jy kan stil bly met die krag van die Here, en jy kan jou mond stil maak, dis waar krag inkom. Nie om eisters te buig en blokke stukkend te slat en 'n gat in die muur te kap en deure stukkend te slat en met woede op te tree dat mense in jou huis kan dink jy's kwaad vir hulle nie. Nee, dis om jou mond te betoom. Enige ou kan 'n gat in 'n deurskop en slat. Kom aan. Enige ou kan 'n windscreen stukkend slaan. Dit verg nie baie krag nie. Enige vrou kan 'n koppie stukkend gooi teen die muur. Maar om jou mond stil te hou, wanneer dit moeilik is, wanneer alles en almal teen jou is, en jy sê, ek gaan nie daal nie. Ek gaan my mond stil hou. Ek gaan sê wat die Gees van die Here wil hê ek moet sê. Ek gaan 'n toom in my mond hou. Dis waar krag inkom. Dis waar dit inkom. Dis wanneer daai vriend vir jou sê, Boeta, vat 'n dop. En dan sê jy met jou mond, nee, Jesus het my vrygemaak. Dis om te kan sê nee vir wat verkeerd is. En ja vir wat reg is. Dis om op te staan teen mense wat praat teen die waarheid en jou tong te gebruik en te sê, ek sal nie buig vir die leuen nie. Want Jesus het my vrygemaak. Amen. Amen. Waar is die kerk vanmôre? Kom ons lees weer die Bybel. Vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien. Wie wil goeie dae hê? Is julle nog wakker vanmôre? Wie wil die lewe lief hê? Hy moet sy tong bewaar, het ons gesê, vir wat verkeerd is. Hy moet sy lippe, wat doen hy? En sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Bedrog, sê saam met my bedrog. Die woord van die Here waarsku ons hier teen bedrog. Die oorspronklike woord wat gebruik word vir bedrog in Grieks is die woord dolon. Dolon, hang af hoe jy dit uitspreek. D-O-L-O-N, dolon. En dolon verwys na 'n vishoek
met visaas aan. Wie van julle hou van visvang? Dit is letterlik in die oorspronklike vertaling, jy vat 'n hoek, dan sit jy visaas aan. Dan gooi jy hom mos nou in die dam in, of waar jy ook al vis vang, en dan lê hy daar, so die vis sien nie die hoek nie, want daar's aas aan. Wat doen daai vals aas? Dit gee 'n reuk af. So wat se aas jy ook al opsit, dit steek die hoek weg, dat die vis die reuk vang, want dis vals aas, dan by die vis aan die hoek, dan kap jy, dan trek jy die vis uit. So dit is iets vals, dis nie ware voeding vir die vis nie, so jy steek die hoek weg, om die vis te kan vang. Dit is wat bedrog is. As jy net 'n hoek ingooi sonder aas, dink jy die vis gaan hom byt. Maar oor die algemeen moet jy iets op die hoek sit. Dis wat dolon beteken. OK? Hoe gereeld gooi ons 'n vishoek met aas aan, met ons woorde. Ons sê een ding, maar ons bedoel 'n ander ding. Dis wat die woord hier sê. Ons manipuleer die waarheid om onsself te beskerm. Ons gee mense 'n kompliment wat eintlik 'n skerp steekpunt in het. Ons sê een ding, maar ons bedoel 'n ander ding. Ons maak 'n grappie met 'n klap in. Ons sê 'n ding en as ons sien dit maak seer, ag ek het net gejoke. Dis net 'n grappie. En as hulle dit vir jou sê, hoe gaan jy voel? Papa, as jy vir mamma sê, pas op vir wat ons sê. Pas op wat jy sê. Jy dink dis 'n grappie, jy dink sy ken my, hy ken my. Daai woorde maak baie keer meer seer as wat dit 'n grappie is. Pas op, pas op. God die Heilige Gees is die Gees van waarheid. En God wil daardie vishoeke uit ons lewe, uit ons kommunikasie verwyder. En hy wil hê ons woorde moet deursigtig en suiwer wees. Want alleenlik wanneer ons woorde skoon en rein is, vry van bedrog, sal ons die lewe kan lief hê en goeie dae kan sien. Maak dit sin? As ons hierdie versgedeelte lees, maak dit bietjie meer sin nou vir jou? As hy sê, bewaar jou tong vir wat verkeerd is, hou jou lippe weg van bedrog. In ander woorde, om nie iets te doen, om iets uit dit uit te kry nie, maar doen dit om te seën. Sien u waar die teorie prakties word? Waar ek iets moet doen actually? Ek moet myself, my tong bewaar. In afsluiting wil ek gou vinnig met jou gesels oor goeie dae in slegte tye. Want slegte tye gaan deel word en wees van ons lewe. Daar kom moeilike seisoene. Dawid praat van 'n dal van doodskaduwee. Ons almal gaan deur die dal van doodskaduwee. Daar kom daai tye in ons lewe. Die woord sê, as jy deur die water gaan, wanneer jy deur die water gaan, wanneer jy deur die vuur gaan, hy sê nie, jy gaan nie deur daai goeie gaan nie. Hy sê, maar wanneer dit gebeur, is ek met jou. Ek wens as Christen, het ons nie deur daai goed gegaan nie. Ek wens, ek kon in 'n altakel sê, gee jou hart vir die Here, en al jou probleme is verby. Dis 'n goeie sales speech. Maar die realiteit is, daar gaan challenges wees. Daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan probleme wees, maar waar jy alleen was in die wêreld, om jou eie ding mee te sukkel, sê die woord van die Here, as jy my aanroep in jou tyd van benoudheid, sal ek jou verlos, is ek met jou, my stok en my staf sal jou lei, maar, ek wil 'n groot maar daarby sit. Nou baie mense beklei baie keer wanneer jy sê maar, want hulle sê, maar kanselleer die wonderwerk. Dit is waar.
Maar jy kan dit kwoteer soveel as wat jy wil. As jou tong nie saamwerk nie, kanselleer jy die wonderwerk. Jy kan bely, God verlos my, maar as jou tong nie saamwerk nie, gaan die verlossing nie kom nie. Jy kan sê ek's 'n kind van die Here, maar as jy suip soos 'n vis, gaan jy dronk bly. Jy kan sê ek's 'n kind van die Here, maar as jy vloek soos 'n matroos, gaan jy aanhou lyk soos 'n matroos. Amen. Jy kan sê jy's 'n supermodel, maar as jy eet soos 'n, gaan jy lyk soos 'n supermodel. Eerens moet ek 'n doelbewuste besluit maak dat ek nie gaan doen wat ek doen nie, maar ek moet lewe spreek. Hoor jy wat ek sê? As jy aanhou sê, niks gaan gebeur met hierdie land nie, waar gaan ons voorsiening vandaan kom? Wat gaan met my gebeur? Wat gaan van my kinders word? Wanneer gaan hulle my fire? Hoe lank gaan dit nog aangaan? Wanneer gaan ek verhoging kry? Al hierdie goeters kanselleer dit, dis jou tong. So ek wil afsluit vanmôre. Jy moet lewe spreek in slegte tye, sodat jou slegte tye kan verander in goeie dae, want dis die saad wat gaan opkom. Baie mense, en ek gun mense 'n goeie lewe, maar hoor my vandag, dit help nie jy hardloop na 'n ander land toe, en probeer daar 'n lewe maak nie, daar's ook issues. Daar's ook probleme, daar's ook kinders en ouers beklei ook met mekaar. Ja, daar's dalk ander voordele, maar daar's ook family issues. Daar word ook mense geskiet, ook geroof. Jy hoor dit dalk net nie so baie soos hier by ons nie. Daar's ander issues dalk. Amen. So as die Here jou roep, is dit fyn, ek het nie 'n probleem nie. Maar dis God se leiding wat jou moet soontoe lei. Moenie jou hoop in iets anders te plaas nie. Wat ek vir jou probeer sê is, dis die wêreld en die wêreld verander nie. So moenie jou hoop in iets anders te plaas nie. Jou hoop moet in die Here plaas. En dis waar hy die voorsiening gaan maak. As hy nie hier vir jou voorsien nie, hoe gaan hy daar vir jou voorsien? Hy moet hier voorsien alreeds. Dan sal hy mos daar ook vir jou voorsien. Want dis dieselfde God wat hier is en daar is. So as hy jou lei soontoe, is dit reg. Ek sê nie jy moet nie gaan dan nie, maar dit moet uit die Here uitkom. Nie omdat jy moedeloos en kwaad is vir die land en dis alles is verkeerd en hier's nie vir ons 'n toekoms. Dis jou woorde wat jy spreek. Amen. Die wêreld dink goeie dae beteken die motor loop mooi, die kinders luister, die bankrekening is vol, maar die woord van God sê, jy kan, soos ek nou gesê het, in die tronk sit, jy kan versoeking deurgaan, jy kan beproewing deurgaan, en goeie dae. Hoekom? Want God is met jou. En te midde van wat jy deurgaan, sal jy 'n goeie en 'n skoon gewete hê. Hoekom? Want jy het vrymoedigheid by God. Te midde van wat jy deurgaan. Vir ander maak dit nie sin nie. Hy sê dis die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Hulle kan nie verstaan hoe jy in hierdie situasie, maar jy lag nie. Kan nie verstaan hoe sit jy op die ashoop. Vloek God en sterf, Job. Hulle verstaan nie en hy antwoord hulle, as God vir my goed was in die goeie tye. Hoekom sal ek hom vervloek in die slegte tyd? Jy sien, dit maak nie sin vir hulle nie, maar dit hoef nie. Dit moet vir jou sin maak. Want dit is jou verhouding met die Here. Dis al. Daar is geen groter vrede en vreugde as God se vrede en vreugde in jou hart. En as jy dit kan bewaar en kan vashou, en jy weet jy's in lyn met sy woord, is dit al wat belangrik is. Maak nie saak of mense saam met jou stem of nie. Dit is dat God saam met jou stem. En dat hy dit goedkeur. Wanneer God die Heilige Gees jou
die volle waarheid lei en met jou is dit die vrede waarin jy wil lewe. Die teenoorgestelde is, die oomblik as jy skel en manipuleer, verloor jy die vrede en die vreugde van God. Daai konflik en daai skuldgevoel vreet die teenwoordigheid van God en skei die teenwoordigheid van God in jou lewe. God kan nie deel van konflik wees nie. Hy los dit op, maar hy gaan nie deel van konflik wees nie. So as jou verhouding konstant gevul is met beklei en konflik en skree en aggressie en beklei en alles wat die teenoorgestelde is van wat ons nou sê, dan is daar 'n probleem. Ek sê nie skei nie, ek sê sorteer die probleem uit in die naam van die Here. Dis tyd dat jy dalk jouself so bietjie kruisig. Dis tyd dat jy dalk so bietjie 'n wag voor jou mond plaas. Amen. Dis tyd dat jy dalk so bietjie, hoor my mooi, met respek gesê, groot word en 'n wag voor jou mond plaas. Want dis meeste van die tyd ons grootste probleem is ons monde. As jy jou mond kan stilhou, gaan die probleme dalk minder word. Amen. Ek sluit af vanmôre met 'n vraag. Mag die rede waarom ek en jy dalk slegte dae wees het, is dit dalk 'n rede? Is dit dalk omdat ons toegelaat het dat ons lippe vishoeke geword het en dat ons woorde slegte woorde was, wat nie Heilige Gees gevulde woorde was nie? Mag dit dalk wees dat ons kindertaal gepraat het, dat ons dood gespreek het, dat ons dalk, soos Psalm sê, in die kring van die spotter gesit het, dat ons dalk deel was van iets. Spreuke 13:3 sê, wie sy mond bewaak, sê saam met my bewaak, wat is dit? Ek sit 'n wag voor my mond, ek bewaak my mond. So wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Sien jy dit ook? Wie sy lippe wyd oop maak, vir hom is daar ondergang. Dis die woord van God, dis nie Eben nie. Tweede vers, Jakobus 1:26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, met ander woorde, hy is geestelik, hy ken die Here, hy dien nou al die Here hoe lank? Hy's nou al 'n leier in die kerk. Alright, hy's nou al hy dra nou al 'n das. Hy kan nou al preek. Okay, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, hoor mooi, en sy tong nie in toom hou nie. Hoor wat sê hy, maar sy hart mislei. Die godsdiens van daardie man is te vergeefs. Hy sê so, al is jy op die kerkraad en jy dink jy's geestelik, en jy dink jy's 'n leier in die kerk, en jy dink jy's pastoor of wie ook al, en jy kan nie jou tong in toom hou nie, dan is jou godsdiens vir God te vergeefs. Dan is jou geloof, dit wat jy dink jy doen, vir God niks. So alles wat ek doen, word gebaseer op my tong. Sien jy dit ook raak? So of 'n kerk toe kom, praise and worship, vir die Here werk in die band, in die sonnaarskool, tesourier, sekretaris, wat ook al wat jy vir die Here wil doen, jou tong het 'n baie groot rol in dit alles. Weet jy hoekom? Want mense hoor wat jy sê. En jou tong is soos 'n swaard. Dis tog een van die dele van die vrug van die Gees. Selfs die wapenrusting. Woorde kan nie teruggevat word nie. Wat sê hy? Hy sê daai man se godsdiens is te vergeefs. Sjoe. Dis 'n harde ene.
Dis 'n harde een. Hoe baie keer hoor ons nie woorde, pastoor, van nou af gaan ons die Here dien. Pastoor, ek sien jou Sondag. Ek hoor dit elke begrafnis, elke troue, elke kindertoewyding. Dan sê hulle, pastoor, ons is volgende Sondag hier hoor. Ons het besluit van nou af, kom ons kerk toe. Jy sien hulle net met daai 3-4 dae. Regtig. Pas op wat jy sê, boetie. Pas op die woorde in jou mond. Pas op vir daai manipulasie waarmee jy manipuleer. Ek gaan nou uit die kerk uit, as pastoor nie by my kom huisbesoek doen nie. Wat het jy die laaste paar maande al gesê, jy gaan doen, en jy het dit nog nie gedoen nie? Maar jy neem my kwaadlik. Sê die woord nie, haal die balk uit jou eie oog uit. Jy sien, ons grootste probleem is nie die ander een langs ons nie, is ek self. Ek luister in die week, ek moes al afgesluit het, na 'n gesprek van iemand wat praat. Hy sê, almal het altyd vir hom gebid van kleins af, vir bevryding, vir dwelmverslaafdheid, gebid dat hy sy pa moet vryspreek, hy was verloor in alles, en hy het hom deur die hele proses gevat, maar niemand het vir hom gesê, jy's die probleem nie. Hulle soek altyd die probleem by alles en almal om hom, maar nooit gesê, jy's die probleem nie. Ja, sy omstandighede was nie lekker nie. Ja, daar was issues, maar wat van, jy is die probleem. Hy's nou groot, maar hy's die probleem. Ek is my grootste probleem. Ek moet verander. Ek moet in lyn kom. Ek moet my tong 'n toom in sit beteel. Ek moet regkom. Ek moet in lyn kom. So ek wys nie vingers vir julle vanmôre nie. Ek praat met myself. Ek is my grootste challenge. Hierdie kop, my doubting box, is my grootste challenge. Amen. Dis wat Petrus hier vir ons sê, deur die leiding van die Heilige Gees. Kry jou tong reg, kry jou kop reg. Nie in die krag van jouself, in jou eie krag nie. Maar jy kan dit net doen in die krag van die Heilige Gees.